Ons gaan nou vanoggend 3 nuwe kerkraadslede bevestig. Ek lees vir u die bevestiging van kerkraadslede. Roeping tot die ampt van 'n kerkraadslid. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep. Hy roep ons almal tot die ampt van gelowige, tot disipel. Maar van die begin af het hy mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disipels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En daarom is die ampte deel van die charismata, die gawes, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Maar daar is sekere vereistes vir die ampt. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, iemand wat bekwaam is om te leer, gewillig is om vir die ampt toegerus te word. Verder moet 'n amptsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Kerkraad het deur aankondiging 2 maal aan u bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte, en aangesien daar geen beswaar teen hulle leer of lewenswandel ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente, gaan ons nou voort om hulle in hulle ampte te bevestig. Volgende persone wat as ouderling en diakens verkies is, word nou versoek om hier na vore te kom. Johan van Staden en Gert en Magda Klaasen. As ouderling, broer Gert, dra u in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra, soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet u u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek, siekebesoek, die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Jy moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes, onverskilliges, moet jy in liefde vermaan, teen die wat in sonde volhard moet jy optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. As diaken, broer Johan, en ons sê vir die susters, dikwels as ek vergeet om te sê en susters, sê ek, as ek sê broers, julle moet dit doen, dan is dit liefde broer, liefste broer. So, broer Johan en liefste broer Magda. Broer en suster, u is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diaken se diens begin by die nagmaal, waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein
van die gemeentelike lewe en die samelewing. As diakens moet u vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. U moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook die alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook die taak om te help met die insameling van dankoffers. U is mede-verantwoordelik daarvoor om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Nou, liewe broers en suster, nou dat u dit gehoor het, word u gevra om opreg op die volgende vrae te antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. In die eerste plek is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het. Aanvaar u ten tweede die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing, verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. Ten derdens, beloof u om u ampt soos dit aan u voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul. En in die vierde plek, beloof u om tot eer van God te lewe en onderwerp u aan die kerklike opsig en tug. Johan, wat is jou antwoord? Magda? Gert? Wees getrou in u dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. En gemeente, ontvang hierdie manne en vrou as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam. En die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook u taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van u verantwoordelikhede. Stel u self beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons aanbid u vanoggend in dankbaarheid. U is die een wat die kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank u dat u ook nou weer hierdie manne en vrou afgesonder het om op 'n besondere wyse in u gemeente te dien. Ons bid dat u hulle elke dag sal inspireer en sal toerus vir hulle taak. Help ons almal om u stem te hoor, gehoorsaam aan u te wees en dankbaar saam te werk aan die opbou van u gemeente. Mag alles wees tot die eer van u naam. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om vir hulle geluk te wens, 'n handdruk te gee, 'n sertifikaat en daarna gaan ons vir eers gemeente geleentheid gee om staande vir hulle die seën van die Here toe te sing met lied 268. Ek vra die kerkraadslede om hier na vore te kom.
Kom ons staan en dan sal ons hulle die teken. As u wil, kan u Bybels oopmaak by Matteus 13, hier van vers 45 af. 2020 vertaling gaan hier op die bord wees. Sien jy die tema, storage full. Jy moet ander goed wegvat van jou foon af, of van jou rekenaar af, om plek te maak vir belangriker dinge. Voordat ons gaan lees, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Ons Hemelvader, ons was sopas getuies van hierdie 3 mense wat vol programme het. Baie het om te doen, 'n vol lewe. En tog het hulle ja gesê. Ja gesê om in die ampte waarin hulle verkies is, u te dien. Plek te maak, ander dinge op sy te skuif en plek te maak vir u werk, u koninkryk, u gemeente. Here, en ons het gebid dat u hulle sal seën, en dit is ons elkeen se gebed ook vir onsself, dat u ons, wanneer ons nou hierdie tema gaan kyk, en dan hierdie gelykenisse wat u vertel het, Here, hierdie tema is nie iets wat nou met selfone en rekenaars uitgekom het nie. Dit is iets wat al in die Bybelse tyd, voor die Bybel geskryf is, nodig was om te doen. Beginsels wat toegepas moet word. Daarom wil ons bid, dat u ons sal help, om te hoor wat u vir ons sê. Here, dis maklik, om maar net hier te sit, en dis nog 'n erediens, en dis verby, en ons gaan huis toe. Daar is 'n kuns, daar is iets wat moet gebeur, om dit 'n geleentheid te maak, waarin u lewens verander. Dis 'n kuns om reg te hoor, raak te hoor. En ons weet, ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. En daarom bid ons dat u deur die Heilige Gees ons sal aanraak, dat u met ons sal praat. Here, dat u deur die Gees, deur die woord, elkeen van ons se hart sal oopmaak, sodat u woord, u beginsels in ons lewens, in ons diepste menswees sal wortel skiet. Maar Here, dat u ook ons verstand sal open, sodat ons dit sal verstaan en reg sal kan toepas, soos u wil. Ons kom bely, Here, ons het u nodig. Ons kan nie sonder u hierdie erediens deurgaan en net hier uitstap en 'n verskil gaan maak nie. Ons het u nodig. Kom asseblief, kom praat met ons in Jesus se naam. Amen. Matteus 13 vers 45. Die koninkryk van die hemel is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n handelaar
op soek na goeie parels. Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n treknet wat in die see uitgewerp is en van elke soort vis gevang het. Toe dit vol was, het hulle dit op die strand getrek. Hulle het toe gaan sit en die goeies en houers bymekaar gemaak, maar die slegtes uitgegooi. So sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die engele sal uitgaan, hulle sal die bose mense tussen die regverdiges uithaal en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Iewers is daarvan. Storage is vol. Het die preek glad nie gewys nie. As jy met hom met die pyltjie af, ja, hy daar in die begin, dan gaan dit met die pyltjie af. Wil hy nie werk nie, as jy met die pyltjie afgaan. Nog. Ok, maak hom maar net daai toe, dankie. Maak dit maar net toe. Ek het al gevra wie het dit al teëgekom dat jy iets wil bære op jou foon of op jou rekenaar en dan is die storage vol. En ons het al daarmee te doen gekry. As dit nie ek self is nie, is dit iemand rondom my wat sê, help my, hoe delete ek hierdie Google goed? My cloud storage van Google is vol. Waar delete ek dit? Wat kan ek afval? Hoe moet ek doen? Of sommer net 'n paar fotootjies. Of ek het al 'n hele dag lank gesit en goedjies gedelete en dat amper niks nuwe spasie bygekom nie. En dit veroorsaak 'n frustrasie. Die vraag is die lewe nie ook maar partykeer so nie? Dat ons programme vol is, dat daar op 'n stadium iets wil bykom wat ons wil doen, maar ek kan dit nie doen nie, want my lewe is te vol. Te vol dinge. Ons sê gedurig, ek is besig. Ek kla dat ek nie tyd het hiervoor of daaroor nie. Maar wanneer 'n ou gaan bietjie mooi stil sit en dink, dan is daar hoeveel tyd wat ons spandeer aan hierdie, hulle noem dit doomscrolling. Dis maar net van die een video na die ander, of van die een boodskap na die ander. Wat sê hierdie persoon, wat sê daardie persoon, wat gaan, en so trends en sulke goed wat ons volg. En dan spandeer ons ure daaraan aan wat sê hierdie persoon en daardie persoon en op die ou einde of hierdie TikTok influencers en so aan nie. En dan raak ons harte en ons gedagtes vol daarvan. Vol wêreldse dinge, vol van die dinge wat op die oomblik rondom ons gebeur en wat eintlik nie regtig 'n effek op ons lewens het nie. En soos wanneer 'n mens se foon se spasie later vol raak, so raak my lewe en my gedagte wêreld en dit waaraan ek my tyd spandeer ook vol. Dit beïnvloed my emosies, dit beïnvloed my gesondheid, beïnvloed my selfbeeld. Maar bo alles beïnvloed dit dikwels ook my verhouding met God. Die vraag vandag is baie eenvoudig, maar baie diep. Waarmee vul jy jou lewe? In ons eerste gelykenis wat ons gelees het, kom 'n man en hy wil 'n stuk grond koop
En toevallig kry hy in 'n stuk land wat hy wil koop, 'n kosbare skat. En hy besef, maar skielik het hierdie stuk grond se waarde baie verhoog. En hy verkoop alles wat hy het, om daardie stuk grond te koop, en daardie skat te bekom. Dit was onverwags, hy het dit nie beplan nie, maar dit het sy lewe verander. In die tweede gelykenis kom daar iemand wat parels, wat juwele, kosbare items koop, en hy soek hierdie goeie parel. En dan kry hy baie kosbare parel. En wanneer hy besef, maar hierdie parel is kosbaarder as al die ander parels, dan gaan hy en hy verkoop alles wat hy het, net om daardie parel te koop. Dit was nie toevallig nie, hy het gesoek daarna. Hierdie parel wat hy kry is die som totaal van sy soeke en van alles wat hy wil hê. As ons dit op die koninkryk van die Here van toepassing maak in die eerste gelykenis, dan sien ons dat vir sommige mense soek hulle na geluk. Hulle soek na sin en betekenis in die lewe, soos wat hierdie persoon 'n stuk grond gesoek het. En dat sonder dat hulle na God se geluk gesoek het, die geluk wat van God afkom, ontdek hulle dit en besef hulle, maar dit is die antwoord, en dan los hulle alles en hulle kry dit. Dink aan Matteus 6, daardie versie in Matteus 6, dink is 33 rond, wat sê, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So hy gaan, wanneer hy dit gelukkig, het hy dit toevallig ontdek, en hy verkoop alles en hy kry dit. In die tweede gelykenis is dit iemand wat soekend is, soekend na hierdie kosbare parel in die lewe. En gaan van die een ding na die ander, na die ander, na die ander. Die een parel na die ander. En dan op die ou einde ontdek hy die parel van die koninkryk van God. Want onthou, Jesus sê, so is die koninkryk van die hemele. So hy ontdek, die parel wat hy ontdek, is die koninkryk van die hemele. En dan wil hy dit so graag hê, hy los alles om dit te verkry. Hy verkoop alles om genoeg geld te kry om dit te kan koop. Die derde gelykenis verskil bietjie van die eerste twee. Derde gelykenis gaan daaroor dat daar mense visvang met 'n vangnet, en dan wanneer hulle hierdie vis inbring, dan sit hulle en hulle sorteer dit. En daar word skeiding gemaak. Die goeies word in houers gegooi en die slegtes word uitgegooi. Die boodskap hiervan is dat die koninkryk is inklusief, die koninkryk van God, en dis die groot waarheid wat ons vanoggend moet vir onsself toeëien. Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God is inklusief. Hy sluit ons almal in. As ons hier in die kerkgebou wil, as die visse wat in daai net is, mee assosieer. Die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel is inklusief. Dit sluit ons almal in. Maar daar kom 'n dag, so sal dit wees aan die einde van die tyd. Die engele sal skeiding bring tussen regverdiges
en die bose. Ons lewe, dis die diepte van hierdie 3 gelykenisse. Ons lewe in 'n tyd waaraan God ons almal insluit. Almal kry dieselfde boodskap. Almal kry dieselfde geleentheid. Die vraag is, waarmee vul ek my lewe? Die vraag is, wanneer ek hierdie juweel, hierdie parel sien, is ek bereid om alles te los ter wille daarvan. Ons word geroep om onsself te ondersoek. As ons kyk na hierdie 3 gelykenisse, in die eerste een is die koninkryk die grootste skat wat 'n mens kan ontdek. In die tweede een, die parel. Dit vra totale toewyding om alles anders toe te gee om hierdie een ding te hê. Met ander woorde, as ek sou terugkom na ons voorbeeld van ons selfone en ons rekenaars en so aan, dat ek alles sal afval en die koninkryk van God, dit wat met God te doen het, eerste daar te sit en dan met die plek wat oor is, die ander dinge sal bysit. Jesus se woorde vra van ons 'n keuse. Sal ek die skat in die veld raak sien, met alle blydskap, alles vir hom gee? Sal ek soos die handelaar erken dat hy die een parel is wat ek nodig het, wat alles oortref? En sal ek besef, dit is 'n dringende oproep, want alhoewel ek op hierdie oomblik ingesluit is dit dalk môre nie meer so nie. Want daar kom 'n dag, daar kom 'n oomblik van skeiding. Ons het hierdie week so geleentheid beleef, wel 2 weke terug, met iemand in ons gemeenskap wat besig was met sy werk en skielik 'n jong man skielik doodgeskok is. En hy word nou Saterdag begrawe hier by ons in ons midde. Jonk, baba van 1 jaar oud. Ons het in hierdie week Woensdag was daar die voorval in Amerika met Charlie Kirk. Charlie Kirk was medestigter van The Turning Point USA in 2018 op 18-jarige ouderdom. Ekskuus, ek dink my datum is verkeerd. 20, maar in elk geval. Hy het openlik gesê en bely dat Christendom die hart van Amerika se samelewing moet wees. En hy het hom openlik beywer vir konservatiewe Christelike waardes. Met ander woorde, hy was iemand wat bekend was, hy was prominent in die samelewing, hy het voluit daarvoor gegaan vir konservatiewe Christelike waardes, dit wat reg was volgens die woord. Hy het openlik erken dat hy 'n Christen is. In die kort video wat julle nou gaan sien, nie in die begin, jy gaan dit dalk nie raak hoor as ek dit nou nie voor die tyd jou voorberei daarop nie. Maar hulle gaan vir hom vra, maar Charlie, sê vir my, as alles so eindig, as jy sou doodgaan, waarvoor wil jy hê moet mense jou onthou? En dan gaan hy antwoord. En 'n paar dae later is hy in 'n sluipmoordaanval vermoor. En 2 dae later, toen sy vrou het sy
verklaring wat sy aflê. En ons gaan baie kort net gou hierna kyk. Dankie Bertus. Good job. How do you want to be remembered? I mean, if I die, everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. The most important thing is my faith in my life. Charlie went to see the face of his Savior and his God. Charlie always said that when he was gone, he wanted to be remembered for his courage and for his faith. And one of the final conversations that he had on this earth, my husband witnessed for his Lord and Savior, Jesus Christ. Now and for all eternity, he will stand at his Savior's side, wearing the glorious crown of a martyr. Wearing the glorious crown of a martyr. Iemand wat wie se stem stil gemaak is, omdat hy konservatiewe Christelike waardes openlik verkondig. Elkeen van ons staan vanoggend voor 'n keuse. Waarmee maak ek my lewe vol? Wat is dit wat die meeste van die tyd, die meeste kwaliteit tyd in my lewe opneem? Dit gaan nie soseer oor kwantiteit nie, dit gaan nie soseer oor hoeveel dinge ek doen nie. Dit gaan oor die kwaliteit. En is daardie kwaliteit, daardie skat, wat Jesus vir ons kom gee het. Ons het 'n paar dinge wat ons uit Charlie Kirk se lewe en sy getuienis kan leer. Een van die dinge wat hy baie sterk op gesê het, hy het onder die jeug gewerk, die jong mense op kampus op universiteite. Hy het gesê, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Hy het gesê, onthou jou boodskap, as jy so sal lewe, soos wat God dit van jou verwag, sal jou boodskap altyd reaksie bring. En jou entoesiasme gaan sommiges dra, maar dit gaan sommiges breek. En dan het hy gesê, ons moet onthou, ons tyd is kort. Hoe min het hy geweet, hoe kort sy tyd sou wees. Ons, Filippense 3 vers 20, is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Kom ons leef so, voluit, tot sy eer. Amen. Paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, ons besef maar net opnuut weer hoe dringend hierdie oproep is. Dit is nie maar net 3 verhale nie, 3 gelykenisse nie. Daar is 'n diepte wat baie mense mis. Daar is 'n dringendheid wat baie mense mis. Mag dit so wees by elkeen van ons, dat ons die diepte daarvan, die noodsaaklikheid daarvan en die dringendheid daarvan
sal besef en ons alles gee vir U, vir hierdie skat wat U vir ons gee. In Jesus se naam, amen.